so soos wat ek nou vir hom gesê het, mense, as jou sirkelmeetkunde, as jy besig is met meetkunde, moet jou vraestel lyk soos 'n inkleerboek teen die tyd wat jy klaar, soos wat jy radiusse merk en middellyne merk en parallelle lyne merk en al daai klas van goeders. So onthou al die meetkunde wat jy tot en met nou toe gedoen het, graad 8 en 9, daai goed is nog steeds geldig. Dis nou net hierdie klomp nuwe stellings wat bykom nou met 'n sirkel. Okay, so kom ons kyk gou hier by vraag 4. Okay, so highlighter asseblief moenie daai eerste inligting mis nie. Okay, so in die figuur hieronder is RDS, waar is RDS? Okay. Wat is daai enetjie? Okay. 'n raaklyn aan die sirkel, O by D. Ek dink hulle wil eintlik maar vir jou daar sê O is die middelpunt van jou sirkel, daarso. Ja. En indien BC gelyk is aan DC, so ons wys dit ook sommer dadelik, maar ek sien hierdie enetjie, want dis nou 'n foto wat ek geneem het van 'n vraestel. Ek sien sy was baie oulik, sy het sommer al klaar goedjies so ingeskryf. En hoek CDS 40 grade is, okay, dis daai enetjie daarso. Bereken met redes die grootte van wara. Okay. So voordat jy eers wegspring met die som, ontleed jou sirkel. Kyk wat se goeters is daar als tot jou beskikking. So onthou, merk jou radiusse. Want nou sien jy, okay, hier's 'n radius en daar's 'n radius. Wat beteken, soos wat dit wys, daai een is net so lank soos daai ene. En nou sien jy dadelik hier het ek 'n radius wat die raaklyn tref. Wat beteken hy tref hom altyd met 'n 90 grade hoek. So jy kan eintlik maar sommer klaar vir jouself 'n 90 grade hoekie daar maak. Jy weet nie noodwendig altyd waar jy dit gaan gebruik nie. As daar 'n hoek hier in die middel is, by die middelpunt, dan kyk jy, is daar nie 'n hoek by die omtrek wat deur dieselfde koord onderspan word nie, en dan sien jy, ja, daar is. So dan merk jy dit vir jouself. Hierdie twee het te doen met mekaar. Dat jy dit onthou. So sien, voordat jy net wegspring, probeer 'n bietjie jou sirkel ontleed. Jy gaan nie noodwendig altyd dadelik als raak sien wat hulle vir jou sê nie, maar dit gaan jou al klaar help. Onthou as daar 'n raaklyn is wat die sirkel tref, dan beteken dit daai hoek wat daarso maak is net so groot soos die teenoorstaande hoek in die driehoek. So daai hoek is so groot soos daai ene. So al daai kasselgoedjies is nogal belangrik vir jou om te onthou. Okay, so nou sê hulle vir jou, waar is ons nou? Okay, bereken die grootte van hoek B, D, C. So dis daai enetjie. So nou onthou, het ek nou al gesien, okay, daai is 'n raaklyn, wat beteken net soos wat daai hoekie 90 grade is, net so is daai hoekie ook 90 grade. Kom ons kyk gou of dit vir ons help. Hoek B, DC, nog nie heeltemal nie. As dit nou daai twee hoeke was, dan was dit nou bietjie makliker, want ek kon nou dan net daai uitgewerk het. Kom ons kyk gou, is daar nog iets? Ons het mos nou nog gesê, daai hoek is net so groot soos die ooreenstemmende binnehoek. En dit help my, want sien julle dit sê daai sy is net so lank soos daai sy, wat beteken hierdie is 'n gelykbenige driehoek, hoeke teenoor gelyke sy, so daai. Ek sou eintlik dink dat hy 4 punte tel. Okay, maar baie keer soos hierdie sal julle sien as dit so net 2 punte, 1 punt, 2 punt is, dan beteken dit gewoonlik gee hulle punt vir jou antwoord en vir jou rede, maar partykeer dan gee hulle 1 punt vir al twee. So hulle gee vir jou 'n punt vir jou stelling en jou rede saam. Maar as jy nie jou rede reg het of so nie, dan kry jy nie jou punte nie. So nou gaan jy vir hulle sê, ons kyk net daai kant toe, hoek B1 is ook gelyk aan 40 grade, want dit is die raaklyn koordstelling.
Okay, of die hoek tussen die, of kom ons skus, dis die hoek tussen die raaklyn en die koord. Nee, net in hierdie driehoekie. As jy kyk na daai driehoekie daarso, dan is hierdie hoek daar buite daai driehoek gelyk aan die teenoorstaande binneste enetjie. So die hoek tussen die raaklyn en die koord. En dan weet ek ook dat dit beteken dat D2 dis eintlik maar wat hulle vra is D2 is ook 40 grade want dit is hoeke teenoor gelyke sye. Okay. En dan die ander belangrike ding, vul jou inligting in. Soos jy het nou net waardes uitgewerk, wat beteken jy kan al daai waardes gebruik. So gaan sit dit in op jou skets. Ons het nou gesien daai is 40, wat beteken daai is ook 40 daarso. Okay, nou sê hulle vir jou hoek C. So dis nou daai ene sien, dis net 1 punt, lekker maklik. Ek weet daai is 40, ek weet daai is 40. Binnehoeke van 'n driehoek. Sê my julle saam. Okay, so hy moet wat 100 wees. So ons kan sê hoek C is gelyk aan 100 grade, van die 40 plus die 40 plus die 100 gee ons nou saam vir jou 180 grade, is die binnehoeke van 'n driehoek. So jy kan vir hulle die sommetjie gewys het, ek doen dit nou net die vir spasies so onthaalwe. Dit is ons wat ons hier gedoen het, by die eerste ene. Was jy by met die eerste ene? Ja. Was jy by met daai hoek wat so groot is soos daai, en dis hoeke teenoor gelyke sye? Wow, Gelykbenige driehoek. Nee, hulle het ons vir jou gesê daai twee sye is ewe lang. Okay. Dan hoek A, en nou sien, nou het dit vir my gehelp, dat ek daai gemerk het, dat daai een en daai een, dat hulle middelpuntshoek en die omtrekshoek is. Ek moet nou net inligting kry oor daai een, maar dit behoort eintlik daarom maklik te wees, want het ons al, waghou, nee, het ons al hoek A gedoen? Hoe is dit nog nie hoek A nie? Okay, nee, wag, ons gaan hom gebruik om daai ene uit te werk. Okay, ek het dit toch ons kan hierdie ene uitwerk met hom, maar ek sien nou, jy gaan nou hom gebruik, so ons gaan nou die middelpuntsoek gebruik, so dan moet daar 'n ander manier wees om vir A uit te werk. Kom ons kyk gou. Ja, ons het binnehoeke van 'n driehoek gebruik vir C. Okay, kyk, hier's baie, die raaklyn tref nogal baie dele van die sirkel, sien julle dit? Ja. Hier is ook daar, hier gee hulle nou weer 2 punte so. Jy kan nou hierdie driehoek gebruik. Ja, is 80, want hierdie, as jy kyk na die raaklyn, daai hoek daar moet dan ook so groot wees soos die teenoorstaande binnehoek, en daai hoek is mos nou 40 plus 40 is 80. Nee, ook die raaklyn, die hoek tussen die raaklyn en die koord. Of jy het ook, net gou daai rooi wegvat, hoe kom my rooi nie weg nie. Jy het ook 'n koorde vierhoek. Sien julle het 'n koorde vierhoek? Nou sien ek. Check maar altyd so as jy sien as 4 hoeke op die punte van die sirkel, op die omtrek van die sirkel, merk hulle tog maar altyd. So is A 40 of 80 het. Ja, jy moet 80 wees. C is mos 100 en die teenoorstaande hoeke van 'n vierhoek is supplementêr, né? So hulle moet mos nou saam vir jou 180 grade gee. So as hy 100 is, dan moet daai ene 80 wees. Die buitehoek van 'n koorde vierhoek is gelyk aan die teenoorstaande binnehoek. Of daai soos in hierdie geval dan nou, maar die teenoorstaande hoeke van 'n koorde vierhoek is supplementêr. Kyk, so either which way,
En dis die mooi ding van die meetkunde, is die manier waarop ek dit gaan doen en die manier waarop jy dit gaan doen, is nie noodwendig dieselfde nie. Daar is dalk nog 'n ander manier om dit te doen, maar solank jy geldige meetkundige redes en jou stappe kan wys, dan sal jy jou punte kry. So, ons sê wat hy is, 80. Ekskuus sien, ek het alweer nie daar nota gemaak van die grootte van daai wat ons uitgewerk het nie. Wacht maar, daar is 40 grade vandaan. Dis wat Johan ook nou nie verstaan het, dis wat hulle mos vir jou gevra het om uit te werk daar, by D1. Of dit was daai hoek BDC is eintlik hoek D2, wat jy moes uitwerk. Dit is 40, dit was ons het gesê daai ene, die hoek tussen die raaklyn en die koord, is dan so groot soos daai ene, en dis 'n gelykbenige driehoek, so daai twee hoeke moet dan ewig groot wees. Dan nie, wat sê jy vir dit dan? Die hoek tussen die raaklyn en die koord. Okay. Dan, teenoorstaande hoeke van 'n koorde 4 hoek. So nou moet ek onthou, ek moet daar insit, hy is 80. En dan gaan ons nou uiteindelik die een wat ons nou gesien het, die middelpuntshoek en die omtrekshoek kan ons nou uiteindelik sê, onthou die middelpuntshoek is 2 keer so groot soos die omtrekshoek wat onderspan word deur dieselfde koord. So die hoek, hulle lê al twee bo dieselfde deel van die sirkel. So daai ene gaan nie saam met daai ene nie, want hy word onderspan deur daai deel van die sirkel en hierdie een word onderspan deur daai deel van die sirkel, dis hoekom dit daai ene en daai ene moet wees. So hy is dan 160 en dit is die middelpuntshoek is gelyk aan 2 keer die omtrekshoek. Hierdie, wil ek net bysê, onthou hierdie is ons eintlik nou vir daar nommer 1. Hierdie is nommer 4.1 se bewerking wat ons daar gedoen het. Maak dit sin? Okay. In die diagram is, waar is my highlighter? PQ, hier is nou weer 2 sirkels in mekaar. Hier die einde van die dag, dis my kop al moeg. PQ is 'n gemeenskaplike koord van 2 sirkels. Die middelpunt M van die groter sirkel, kan ek net daai middelpunt M 'n kleur maak? Daar's hy van die groter sirkel. Ek maak sommer hierdie sirkel ook rooi. Of jy nou 'n prentjie brein het of nie, kleure werk. Dit help jou maar net om te onderskei tussen die goeders. Okay. Middelpunt M van die groter sirkel lê op die omtrek van die kleiner sirkel. Okay, kom ons maak ons kleiner sirkel ook 'n ander kleur. Okay. Daar is ons kleiner sirkel. PM en Q is 'n koorde vierhoek van die kleiner sirkel. Okay, daar het hulle sommer vir ons daai ene gelukkig gehighlight. Daar is ons koorde vierhoek. QN, kom ek maak waar daai N kruip nou weer weg van my onder my blou. QN word verleng tot by punt R, 'n punt op die groter sirkel. NM word verleng en ontmoet die koord PR by S, okay, en hoek P2, daai ene is X. Nou gaan ons weer 'n klomp goed in terme van X moet bepaal. Lekker. Ek spel ons doen daarom so 'n voorbeeld ook. So dis nou nie net die numeriese waardes nie, dis nou in terme van X ook. Okay. Fokus. Sê ek meer vir myself as vir julle. Okay. Gee 'n rede waarom hoek N2 ook gelyk is aan X. Waar is N2? Daar is N2. Kom ons merk tog net die ou dingetjie. Daai hoek. Want daar is gelyk benige.
Okay, nou moet ek net gaan mooi kyk, waar is daai klein sirkel? As M die middelpunt. M is die middelpunt van die groter sirkel. Ons kyk gou. Okay, kom ons stop net gou nou. Ons kyk gou wat is die inligting wat hulle vir ons gee. Okay, so hulle gee vir my hoek X en hulle sê vir my pertinent hier's 'n koorde vierhoek en hulle sê vir my hier's 'n raaklyn eintlik nou maar. Nee, dis nie 'n raaklyn, ekskuus. Hy word verleng tot daar. Okay. Maar N2, ek wonder, laat ek net gou kyk. Ek wou net seker gemaak het ook N2 is nie net daai deel nie, hy is daai hele deel. Hy is tot daar. Okay. Want daai maak ons ook tegnies nie 'n hoek nie, dis mos nou net 'n deel van jou sirkel, daar so hy maak jy 'n hoekie daar, dis daai hoek. Daai is die buitehoek van 'n koorde vierhoek. Okay. Wag, hy is die buitehoek van my koorde vierhoek. Wat beteken daai buitehoek is gelyk aan die teenoorstaande binnehoek. Sien, en hy tel net 1 punt, so dit sou nie vreeslike wiskundige monkey gymnastics gevat het om hom te moes uitwerk as hy net 1 punt is. Okay, fantasties. Okay, so dit was maar net 'n geval van kophou. So dit is die buitehoek van 'n koorde vierhoek. Sien julle wat ek doen? Dis wiskunde is analitiese metodies. So jy vra jouself af, hoekom gee hulle vir jou daai inligting? Hoekom gee hulle vir jou daai X? Hoekom gee hulle vir jou sê hulle vir jou daai is 'n koorde vierhoek? Okay. Dan die ander ding, ekskuus, ons het net ingespring. Ons het vergeet om ons sirkel te ontleed. Is as hierdie die groot hier, ons het nie 'n middelpunt van hierdie klein sirkeltjie nie. Al wat ons het van die klein sirkeltjie is die feit dat daar 'n koorde vierhoek is. By my groot sirkeltjie sien ek wel dat daar 'n radius is en 'n radius daar. So hierdie enetjie was weer baie oulik om vir ons dit sommer so aan te dui. Ons het dit nou nie self gedoen nie. Dis hoekom ek nou nie die sirkels analiseer het nie, want ek het dit daar gesien, maar ek besef toe nou dit is na die tyd ingetrek. Hulle het mos nie vir jou hier gegee nie. So daar's 'n radius daar en daar's 'n radius daar. Laat ek sommer hulle in 'n geval net merk. Wat se kleur? Sommer so, dis 'n radius en dis 'n radius. Ons sien nog 'n radius hier, nee. Ook nie 'n middellyn nie. Okay. Nou sê hulle vir jou, skryf 'n ander hoek neer wat ook gelyd is aan X en gee 'n rede. So ook nie vreeslike monkey gymnastics nie, want hy tel net 2 punte, so en dit is, as hulle sê gee 'n rede en hy tel 2 punte, dan is dit 'n punt vir die hoek wat hulle vir jou gevra het en 'n rede vir jou antwoord. Kom ons sit net, okay, so daai is my hoek X, hierdie een is 'n X, daai een is 'n X. So wat sê hulle gaan ook X wees? Die supreme. Ja. Wat is jou rede? Teenoorstaande hoeke van amper. Want onder teenoorstaande hoeke van 'n kode vierhoek is die gelyk, jy gee saam vir jou 180 grade. Yes, maar ook bietjie meer spesifiek. Yes, hoeke teenoor gelyke sye. Wat? Ja, jy moet sê hoeke teenoor gelyke sye. Dit is 'n gelykbenige driehoek, maar jou rede is hoeke teenoor gelyke sye. So ons het baie mooi en ons gaan dit sommer dadelik vir onsself daar merk voordat ons vergeet. So dis hoek Q1 en dit is hoeke teenoor gelyke sye. Goeie werk julle. Okay. Nou, bereken die grootte van hoek R in terme van X. Waar's R? Daar's R. Okay, so hier R, al wat ek weet oor R is hy is by 'n driehoek. Hier's 'n driehoek daar. En daar is 'n driehoek daar. Die groot probleem is ek kort daai hele hoek. Maar middelpunthoek. Ja, jy het 'n middelpunthoek ook. Baie mooi. Daar's middelpunthoek en hy is die omtrek. Sien?
dis nou wat gebeur as jy nie eers jou sirkel analiseer nie, dan vergeet jy nou al daai klas van goeters. Wat beteken, hy is 2 keer M, so as ek M se grootte kan kry, dan kry ek hom. So, hoe kan ek vir M uitwerk? Dit maar dan is 'n gelykbenige trek af, Ja. en dan moet jy enige moment 2 maal X. Wat moet ek gebruik om vir M te kry? Wat is die rede? 2 maal omdraai. Binne hoeke van 'n driehoek. Vir M, ons is nog nie by R nie, nog nie by M. Jy moet M Wow. So dit is 180 grade, minus x, so dit is 180 grade minus 2x, dit is jou hoek M, of ek moes dit nou nie so geskryf het, ek moes gesê het M en dan so, en die rede daar is binne hoeke van 'n driehoek. Sien julle, worry vir nie. Hierdie is baie moeilik, moenie 'n fout maak. Julle dink altyd so, hierdie is ou vraestelle mense. Julle dink altyd, as ek vir jou hierdie ene net so gegee het in die vraestel, sou jy hopies in jou broekie gechort het. Want dit is 'n baie ingewikkelde een, maar die oomblik wat jy kalm is en jy's in 'n rustige omgewing en jy kan dit, dan sien jy dis nie so erg nie. So onthou dit as jy in jou vraestel sit. Dis nie noodwendig so erg nie. Dit is die spanning en die stres wat dit vir jou baie erger maak as wat dit noodwendig is. Jy moet net rustig sit en hom analiseer. Maak nie te rustig nie, want dan kry jy weer nie klaar nie. So dis is nog maar die eeuoue stryd om 'n vraestel klaar te kry. OK, en dan beteken dit daai hoek is 2 keer so groot soos daai ene. So, wat moet ek doen om daai ene te kry? Deel deur 2, goeie werk. Ja, want hierdie ene moet 2 keer so groot wees soos daai ene. So ek vat daai ene so groot en ek maal dit met 2 om daai ene te kry, so nou moet ek deel deur 2. So dit is dan, ek skryf nou baie verkeerd hoor, maar is net bloot om spasie te spaar. So as ek hom deel deur 2, dan kry ek dis 90 grade minus x. Dit is my hoek R, en dit is dan die middelpunt hoek is gelyk aan 2 keer die omtrekshoek. OK. Julle alright met hom? Ek bly ons doen nou die in terme van somme ook. OK, en nou 3 punte. Bewys dat PS, waar is PS? Daar is PS. Bewys dat PS so lank is soos SR. Kan ek hulle nou nie highlight of iets nie? Nee, toe maar is fyn. 3 punte. So hy gaan nou 'n bietjie. So as jy wil bewys dat 2 bewys dat S1 en S2 nie wat gaan is. Ja, maar dis by die radius en die koord. Maar jy kan seker, as jy daai ene verleng. Is op pad om radius. Ja. Ek moet net seker maak dat hulle dit sê. En M ja, ek sal dit raai, okay. Ja, ek dink dit gaan dalk die maklikste wees om te bewys dat daai 2 hoeke 90 grade is. Dis baie keer of dit of jy moet bewys dat dit soos 'n gelykbenige driehoek is of so. Maar ek dink nie jy gaan regtig hier dit kan bewys 'n gelykbenige driehoekie want dit is mos nou een sy. OK, so kom ons kyk gou hoe gaan ons maak om te bewys dat daai S1 en S2 90 grade is. Waartoe pak jy op? Pak op so lank as ek Kyk. Weet daai nou, kom ons skryf net wat daai inligting is vir X, want daar's 'n en die ander ding wat julle ook moet onthou wat ek nou vir Johan gesê het, is onthou daar's 'n rede hoekom hulle die vrae baie keer in die volgorde vra. Baie keer dit is maar so dat hulle lei jou ook na die antwoord toe. So jy sou nie hom kon doen voordat jy nie byvoorbeeld daai eerste 3 gedoen het nie. So hoekom gee hulle vir jou daai inligting?
As ek nou kyk na die driehoekie hier en hierso, het ek al klaar 2 van sy hoek groot is. sien julle dit? So ek kan die laaste ene gaan uitwerk in terme van x. Wat beteken hoek S2, as ek hom moet gaan uitwerk, is 180 grade, minus die hoek x, minus, en pas op om hom nou in hakies te sit as dit 'n term is, as dit 'n uitdrukking is, né? Minus die 90 grade min x. En dan 180 min 90 is 90, min x plus x is 0. Okay, great. So ons het bewys dat daai in 90 grade is. Julle by met dit wat ek daar gedoen het. Dan is ek hier vrae, né? As hulle nou vir jou so iets vra, hoe weet mense soos wat uitwerk? Hoe bedoel jy? Soos hulle vra dan vir mense bewys dat P is gelyk aan SR. Jy kyk jy kyk na die stellings. So jy kyk na die stellings wat jy baie keer gebruik om te bewys dat 2 sye ewe lank is. Of as 2 sye ewe lank is dan, so onthou ons het daai lyn vanaf die middelpunt van die sirkel na die koord. As dit 'n 90 grade hoek is, dan is daai 2 sye ewe lank. So nou doen ons nie die teenoorgestelde. So jy soek vir stellings wat of byvoorbeeld soos hoeke in 'n semisirkel het mos 'n 90 grade hoek in. Of die raaklyn loodreg op die radius. So dan soek jy vir daai tipe stelling. So dit was net al een, dis net al een die raaklyn loodreg of daai middelpunt van die sirkel na die middelpunt van die koord. Dis al ene wat jy nou eintlik nou hier kon gebruik, want dis eintlik mos nou, hy's op pad om van die middelpunt van die sirkel af en dan tref hy 'n koord. So gewoonlik sê hulle mos vir jou daai sy is ewe lank en daai sy is ewe lank, so daai hoek is 90 grade en daai hoek is, of daai hoek is 90 grade en dan beteken dit daai 2 sy is ewe lank, maar nou doen ons dit net so 'n bietjie andersom. So jy kyk nou maar na jou stellings en dan kyk jy watter van hulle het te doen met 90 grade hoeke. En nie 90 grade hoeke nie, skus. Watter het te doen met sye wat ewe lank is. Skus, ons wil mos nou nie bewys dat dit 90 grade is nie, ons gebruik die 90 grade. So dan kyk jy watter van die stellings help jou om te sê daai sy is ewe lank en daai. So byvoorbeeld hoeke teenoor gelyke sye. Nee, as 2 hoeke ewe groot is van die driehoek, dan moet daai sye mos nou ewe lank wees. Maar dan doen jy die teenoorgestelde. Maar nou hier, dit is nie in een driehoekie, dit sal daai sye is in 2 aparte driehoeke. So dan kyk jy na 'n ander tipe stelling. So nou moet jy nou nog net bewys dat daai 90 grade is. Kom ons kyk wat het ons hier. Ons het nie hier driehoekie hier nie. Wag. Ons het da. O nee, wag, maak hy nie, hy gaan daar, so dit gaan nie werk daar nie. Dalk daai driehoekie, of ek moet op 'n ander manier ons het nog nie bewys dat S1 90 grade is nie. O, ag maar hoek op 'n reguit lyn, my god, as S2 90 grade is dan jy so overcomplicate ek dit nou vir myself. Okay, so en S1 is ook gelyk aan 90 grade, hoeke op 'n reguit lyn en dan so dit wil sê hoek sy PS is gelyk aan SR. Maar nou jou rede nou hier is die loodlyn, of nee, nie die loodlyn. Jy kan maar eintlik net sê die lyn van die middelpunt is loodreg op die koord. Okay. Julle alright met hom?